Goeiedag en baie welkom by ons erediens. Vandag staan ons stil by hierdie tema, hoe die Heilige Gees ons lei. Dit het my baie laat dink aan 'n storie wat 'n vriend my 'n paar jaar gelede vertel het, van hoe hy op pad was dorp toe om besigheid te gaan doen. En hy sê so 10 kilometer dis kan die dorp, het sy regtervoet net skielik lam geraak. Hy sê die voet lê net daar en hy kry glad nie die petrol getrap nie. Dit was 'n groot gesukkel, hy sê, want toe moet hy nou met die linkervoet die petrolpedaal trap, maar die probleem het ingekom wanneer hy wou rem of ratte verwissel, want dan moes die linkervoet nou weer die koppelaar of die rem trap. Hy sê, maar dis nie die ergste nie, toe hy net so by die dorp ingaan, toe besluit die linkervoet, hy het nou ook genoeg gehad, en die gaan lê ook sommer net daarso. En toe was dit 'n groot gesukkel. Hy vertel hoe hy so half maar daarom daarin kon slaag om die motor in neutraal te kry, en nou ry hy maar so vryloop reguit na die dokter se spreekkamer toe. Toe hy so 2 blokke van die dokter afkom, hy sê die vreemdste ding gebeur, sy linkerarm hou net op werk. Hy sê die ding hang daar langs hom soos 'n nat skoenveter. Toe was dit eers 'n gesukkel. Nou het hy een hand op die stuurwiel, een hand op die rathefboom, en hy weet as hy daar injaag, dan gaan hy die handrem moet optrek. Ek vra vir hom, wat doen jy toe? Hy sê, nee, gelukkig loop die motor 'n bietjie stadiger. Hy sê, maar toe hy inry in die dokter se erf in, by die spreekkamer toe, jaag hy binne in die dokter se Mercedes vas. Ek vra toe vir hom, nou, jy lyk goed. Hy sê, nee, alles is nog nie lekker nie. Ek betaal nou my doktersrekening en vir die herstelwerk aan sy Mercedes. Ek sê, maar as jy daarom okay? Hy sê, nee, nie heeltemal nie, ek moet nou met krikke loop vir 'n paar weke. Dit is net iets wat kan gebeur wanneer 'n liggaam besluit om nie meer te funksioneer nie. So kom ons bid saam en daarna lees ons wat Paulus skryf in 1 Korintiërs 12. Here, help ons asseblief om te verstaan hoe U ons deur U Gees wil lei. Dankie vir U woord en dankie vir U Heilige Gees. Amen. Kom ons lees 'n paar van die verse uit 1 Korintiërs 12. Paulus begin so in vers 1. Hy sê, wat die gawes van die Gees betref, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. En dan sê hy in vers 3, ek wil hê julle moet weet dat iemand wat sê vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie. En niemand kan sê Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. En dan gaan hy aan na die gawes toe. Hy sê in vers 4, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. En dan ons teksvers, vers 7 sê hy, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Maar kom ons lees nog 'n bietjie verder ook van vers 12 af, waar Paulus nou beskryf hoe werk dit in die liggaam van Christus. Dan sê hy, net soos 'n mens se liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een Gees deurdrenk. En dan praat hy oor die samewerking in die liggaam. Hy sê in vers 14, die liggaam bestaan nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? En dan sê hy in vers 18, maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik in die liggaam gevoeg, soos hy dit wil hê. As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. En die kop kan weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie.
En dan skryf Paulus nog verder oor die gawes en die baie bekende hoofstuk 13 waar hy sê die belangrikste van alles is die gawe van die liefde. En daardie gedeelte gaan oor na hoofstuk 14 toe. In hoofstuk 14 vers 1 som hy dit so op: Julle moet die liefde nastreef. Ons lees op 'n hele paar plekke in die Bybel die behoefte van die mens om gelei te word, om 'n leier te hê en veral wedergeborenes. Ons kan nie op ons eie die pad probeer loop nie. Dawid skryf in Psalm 143 vers 10 so, hy sê: Leer my om u wil te doen, want u is my God. Laat u goeie gees my op 'n gelykpad lei. In Jesaja 48 vers 17 staan daar: So sê die Here jou verlosser, die Heilige van Israel. Ek is die Here jou God wat jou onderrig tot jou beswil, wat jou lei op die pad waarop jy moet gaan. En onthou jy Jesus se woorde in Johannes 16 vers 13 toe hy gesê het: Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. En nou is die vraag, hoe werk dit? Hoe lei die Gees ons? Dit is wat ons in die Bybel leer oor wat dit eintlik beteken om 'n kind van die Here te wees, om 'n Christen te wees, om Jesus te volg. Christendom is nie so superglue of kitsement nie. Ons moenie ons Christendom beskou as iets wat ons net kan gebruik wanneer ons stikkend is of wanneer iets heel gemaak moet word nie. Die ooreenkoms tussen wedergeboorte en ons natuurlike geboorte is dat albei net die begin is van 'n lewenslange groeiproses. Kan ek dit weer sê? Dit is net die begin van 'n lewenslange groeiproses. Die Heilige Gees lei elkeen van God se kinders op die pad wat hy wil hê ons moet gaan, maar hy lei ook sy liggaam saam. In ons teksvers 1 Korintiërs 12 vers 7 staan daar: Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. En in Lukas 6 vers 31 sê Jesus: Behandel ander mense soos julle self behandel wil word. So ek wil nou begin afsluit en ons help om dit te onthou met die woord lei. Die L staan vir liefde. 1 Korintiërs 14 vers 1 sê: Julle moet die liefde nastreef. En die E het ons nou in ons teksvers gehoor: Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. En die I staan vir interaksie. Ons het mekaar nodig. Dit is die hele gedagte van die liggaam. Paulus sê in 1 Korintiërs 12 vers 3 waar ons gelees het: Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop. Ons is almal van die een Gees deurdrenk. Jy weet mos, daar is meer as 40 verskillende opdragte in die Nuwe Testament wat sê hoe kinders van die Here mekaar moet dien. Uit die gedeelte wat ons gelees het, is dit duidelik. Nie een deel van die liggaam is beter of belangriker of onbelangrik nie. Ons het mekaar nodig. 'n Klompie jare gelede het 2 studente hulle grade in die regte behaal aan 'n universiteit in Chicago. Die topstudent was ene meneer Overton, 'n blinde man. Toe hulle hom uitvra oor sy prestasie, het hy dadelik gesê hy sou dit nooit alleen kon doen nie en hy het die krediet gegee vir sy vriend, meneer Kasprizak. Maar die interessante is, sy vriend was sonder arms gebore. En toe vertel hy hoe dat hulle die eerste dag van klasdraf mekaar ontmoet het en die man sonder arms hom teen die trappe afgelei het. Hulle het dadelik bevriend geraak en van toe af saam studeer. Die een het die boeke gedra en die ander een het die voorleeswerk gedoen. Hierdie 2 mans was interafhanklik van mekaar. Hulle het lewenslange vriende geword en later saam hulle regspraktyk geopen. Dit is 'n baie goeie voorbeeld van hoe die liggaam van Christus veronderstel is om te funksioneer. Nie een van die 2 was perfek nie, maar saam het hulle sukses behaal. Ons teksvers sê 1 Korintiërs 12 vers 7: In die Christengemeenskap is aan elkeen afsonderlik 'n werking van die Gees gegee, maar dit is tot die voordeel van almal. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons met U Gees gesalf het, dat Paulus ook skryf, ons is van U Gees deurdrenk. Dankie dat U ons ook saamgevoeg het in 'n liggaam. Help ons om ons funksie te vervul en om te doen waarvoor U ons geroep het. Help ons om te verstaan hoe U ons lei, ook om mekaar te kan dien.
Amen.